Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, verander deur die woord te ondersoek, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 2. Geen man, vrou of jong mens kan Christelike volmaaktheid bereik en die studie van die woord van God verwaarloos nie. Deur sy woord noukeurig en versigtig te ondersoek, sal ons die opdrag van Christus gehoorsaam. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Johannes hoofstuk 5 vers 39. Hierdie soektog stel die student in staat om die goddelike model noukeurig waar te neem. Die voorbeeld moet dikwels en noukeurig ondersoek word om dit na te boots. Soos 'n mens vertroud raak met die geskiedenis van die verlosser, ontdek hy in homself karaktergebreke. Sy ongelykheid aan Christus is so groot dat hy sien dat hy nie 'n volgeling kan wees sonder 'n baie groot verandering in sy lewe nie. Tog studeer hy met die begeerte om so sy groot voorbeeld te wees. Hy vang die voorkoms, die gees van sy geliefde meester op, deur te aanskou, word hy verander. Al die filosofieë van die menslike natuur het tot verwarring en skaamte gelei wanneer God nie as alles in alles erken is nie. Maar die kosbare geloof wat deur God geïnspireer is, verleen krag en adel van karakter. Naarmate sy goedheid, sy genade en sy liefde bevraagteken word, sal die persepsie van waarheid al hoe duideliker wees. Hoër, heiliger die begeerte na reinheid van hart en helderheid van denke. Die siel wat in die suiwer atmosfeer van heilige denke woon, word getransformeer deur omgang met God deur die studie van sy woord. Waarheid is so groot, so verrykend, so diep, so breed, dat jy self uit die oog verloor word. Die hart word versag en onderwerp aan nederigheid, vriendelikheid en liefde. Die Bybel lei die verstand op om met die diepste probleme te worstel en die breedste verkennings na te streef. Dit verhef die intellek, dit red die siel, neem dit as jou spieël. Dit sal 'n getroue monitor wees wat die foute en probleme van jou karakter opspoor. Dit sal elke goeie eienskap versterk. Daardie woord wat die skuld van sonde openbaar, het 'n krag op die menslike hart om die mens reg te maak en hom so te hou.